1 Johannes skryf Johannes vir my en vir jou, dat God is lig. Daar is geen duisternis in hom nie. Dit is vir my so belangrik. Dit is vir my so mooi hoe God beskryf word. Lig, helder lig. En daar is geen, zero, duisternis in hom nie. En dit is die uitdaging vir my en vir jou, om ook lig te wees in hierdie wêreld, om ook in die lig te leef en nie duisternis in ons lewe toe te laat nie. So wat is 'n versoeking nou eintlik? Aan die hand van hierdie woorde van Johannes is dit nie baie moeilik om dit vir jou te verduidelik nie. 'n Versoeking is om jou uit die lig in die duisternis in te vat. En dit is waaroor die geveg gaan. Ek en jy moet veg vir lig, om lig te wees, om in die lig te bly en nie enige duisternis in ons lewe toe te laat nie. So hoor weer, dit is so half 'n definisie van wat 'n versoeking is. Doodgewoon om met jou uit die lig uit te vat en in die duisternis in. En as jy val vir die versoeking, dan is jy in die duisternis, dan word dit sonde. Vra vir iemand soos Dawid en die hele gemors en die hele debakel met Batseba, hoe hy uit die lig uit beweeg het in die duisternis in. Maar nou kom die kruis weer, en nou kom vergifnis, en nou kom genade, en nou kom Jesus in die prentjie om ons te help, die kere wat ons regtig met ware berou na hom toe kom, omdat ons in die duisternis is, omdat daar duisternis in ons lewe gekom het, dan kom hy deur sy vergifnis, en hy vat ons terug in die lig in. Met ander woorde, hy was ons skoon deur sy bloed. En 'n man, Mike Foster, het vir my dit so mooi geskryf, en hy beskryf dit so hoopvol vir elkeen van ons, as hy sê, die doel van die duiwel is om ons in duisternis te kry. Dit is sy doel. Hy wil ons in shame hê, in skande hê, in skuldgevoel hê, in 'n negativiteit oor onsself hê, 'n moedeloosheid oor onsself. Dit is presies hoe die vyand werk, die dief wat steel en slag en uitroei. Maar wanneer ek en jy hierdie ligduisternis verstaan en regtig met ware berou, nie met goedkoop spyt nie, met ware berou na die Here toe draai, terwille van verandering in ons lewe, dan hierdie einste versoeking en hierdie einste val van ons het dan 'n ander doel, God se doel, om ons in 'n dieper verhouding met hom te kry, om ons karakter te verbeter. Met ander woorde, dis nie die doel van skande en van skuldgevoel en van negativiteit soos die bose het nie. Nee, die doel is 'n dieper lewe saam met die Here. So kom ek en jy gebruik ook versoekings positief in ons lewe. Danksy die kruis, danksy genade, danksy die bloed van Jesus. Hy het 'n ander purpose, hy het 'n ander doel met versoekings. So kom ons wees ook hoopvol oor 'n nouer, inniger verhouding met die Here. Nie net hierdie depressie van skuldgevoel en negativiteit en skande in ons lewe nie. So kom ons draai na die Here toe, ook in ons swakhede, dat hy dit in plusse kan verander, sodat ons hoopvol ook aan die ander kant van skuldgevoel en sonde kan uitkom.